Hallo almal, baie welkom by die 5de mens in elke gemeente by hierdie sessie en dit gaan oor gelowiges of lidmate wat die genadegawe van mededeelsaamheid ontvang het. Nou ons lees in Romeine 12 vers 8, hier staan as jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe en in die 2020 vertaling wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Nou, kom ons begin net by die punt waar ons moet begin, en dit is die wete vir elke Christen, dat alles behoort aan die Here. Nou, daar's 'n man met die naam Elmer Towns, wat eendag by 'n restaurant 'n middagete gaan eet het, en naby hom het 'n pa en seun gesit wat 'n hamburger en skyfies middagete eet, en die seentjie se kos het eerste gekom, en in gedagte het die pa een van sy seentjie se skyfies gevat om dit te eet, maar so in gedagte, en skielik klap die seentjie die pa se hand en sê vir hom los, want dit is nie joune nie. En Elmer Towns was eers ontsteld oor hierdie kind, maar toe begin die Here met hom in sy eie hart praat en sê vir hom, maar doen ons nie ook so met ons hemelse Vader nie. Ons sal sing en ons sal bely dat alles aan die Here behoort, maar wanneer dit kom by ons geld en besittings, is ons gou om vir die Here te sê los. Dit is nie u sin nie, maar eintlik moet ons weet dat alles aan die Here behoort. Hierdie genadegawe het 'n spesifieke opdrag. Elke genadegawe het 'n opdrag, maar hierdie een se opdrag is dat dit wat ons doen, ons dit moet doen in opregtheid. So wanneer ons in die gemeente gee, moet dit met opregtheid wees, en dit beteken dat ons sonder bymotiewe gee, dat ons gee sonder om te manipuleer of te probeer beheer. Nou iets wat ons moet weet van die genadegawe van mededeelsaamheid, is dat hierdie genadegawe baie ooreenstem met die offerandes waarvan ons in die Ou Testament lees. Nou ek lees in Maleagi 3 vanaf vers 8 en hier staan die volgende: julle die tiendes en offerandes gesteel. Daar is 'n vloek op julle, want julle hele volk besteel my. Dan sê die Here, bring al die tiendes na die stoorkamers toe, sodat daar genoeg kos in my tempel of in my huis kan wees. So ons kry twee konsepte hier. Die eerste is tiendes, dit wat vas is, 'n tiende van my inkomste behoort aan die huis waar ek aanbid. En daai deel is vas, en dit moet ek elke maand uit dankbaarheid met liefde vir die Here, met blydskap vir die Here gee. Maar dan is daar 'n tweede deel, daar's nie net tiendes nie, daar's ook offerandes. Dit kan ons sê, dit is nie deel van hierdie gedeelte wat my vaste verpligting elke maand is nie, dit is wat ek na my tiende oor het, soos die Heilige Gees my lei om vir die Here te gee. En dit is waar die genadegawe van mededeelsaamheid inkom. Dit stem baie ooreen met die Ou Testamentiese offerandes. Dis nadat ek my vaste verpligting klaar nagekom het, dan is daar nog 'n deel wat ek vir die Here moet gee, en dit is waar mededeelsaamheid inkom, en dit is daar waar gelowiges vir die Here moet bid vir leiding oor hoe hulle dit moet gee vir die Here. Nou, in die Bybel leer ons van baie beginsels, maar een van die beginsels waarvan ons leer is die Bybelse beginsel van saai en oes. Saai en oes beginsel of konsep in die Bybel is van toepassing op die woord van God. Die woord van God is saad wat ons saai, en wanneer mense dit ontvang en hulle lewens transformeer, dan is dit die oes. Ons sien dit ook in mense se dade, hulle optrede, goed of sleg. Goeie dade het 'n goeie oes tot gevolg, en slegte dade het 'n slegte oes tot gevolg. Maar ons sien ook dat ons moet saai en oes in ons finansies. So wanneer ek vir die Here gee, sien die Here dit as saad, en hy sal 'n oes teruggee vir elke gelowige wat getrou vir hom gee, en ook 'n oes in finansies, meer finansies, sodat daar weer sal wees om te gee. Daarom kan elke gelowige met vrymoedigheid gee, en weet die Here sal, soos ek onder leiding van sy Gees gee,
sal hy weer en weer voorsien vir my om te gee. En dan wil ek laasens kom by 'n praktiese wenk vir die genadegawe van mededeelsaamheid. En hierdie praktiese wenk lees ons van in 2 Korintiërs 9 vers 7. En hier staan: elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het, nie uit spyt of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. So elkeen moet gee soos hy of sy in sy of haar hart besluit het, of as ons dit anders kan verwoord, elkeen moet gee soos die Heilige Gees vir hom of haar hier in hulle binneste, in hulle harte lei om vir die Here te gee. En dit is 'n goeie beginsel, dat ons vra, Heilige Gees, lei my van binne af. Here, ek dank U, ek het my vaste verantwoordelikheid, my 10de, maar met hierdie tweede deel wat ons vir U moet gee, die offerhandes waar die genadegawe van mededeelsaamheid by inkom, lei my deur die Heilige Gees en lei my hier binne in my hart. Kom ons bid saam. Here, ek weet dat elkeen moet gee in die gemeente, soos in al die ander 7 genadegawes, moet almal alles daarvan doen, moet ons aspekte daarvan doen, maar wanneer dit kom by die gelowiges wat die genadegawe van mededeelsaamheid, lei hulle hoe hulle hierdie genadegawe moet uitleef. In die naam van Jesus. Amen.